Vriende, goeiemôre. Dis Maandag die 10de Januarie 2022. Koffiekuier 631 en 'n voorreg vir my om vanoggend weer so 'n bietjie saam met jou te kan koffiekuier. Presies hoe die koffiekuiers gaan loop, kan ek nog nie vir jou sê nie, want ek het regtig die afgelope 2,5 weke verlof gevat. Ek het nie my rekenaar aangesit vir enigiets nie. Ek het regtig bietjie my brein afgeskakel en gerus. Dalk nie fisies nie. Ons was besig geweest, 'n klomp werk hier in en rondom die huis gedoen. Meubels afgeskuur, gras gesny, bietjie tuin probeer maak en so aan. En maar dit was goed geweest om sommer net 'n bietjie te herlaai, nie te kom. Ons het die voorreg gehad om ook so 'n vinnige trip na Gauteng te ry, waar ons vir Alexander by 2 vriende van ons gaan inskit het, waar hy dan vir die volgende jaar, 2-3 jaar gaan bly terwyl hy sy klerkskap doen. En ook die voorreg gehad om so 'n bietjie saam met 'n klompie oud Pretorianers te kon kuier, te min en te kort natuurlik, maar dit was vir ons heerlik geweest om ook vir julle te kon sien en saam met julle te kon deel. Oor die koffiekuiers wil ek dan sê, ek het die gedagte dat ons so 2 keer 'n week gaan saam koffie drink, op 'n Dinsdagoggend en op 'n Vrydagoggend vermoed ek, maar ek sal hierdie week dit nou bietjie meer vasmaak. Op 'n Dinsdagoggend wil ek graag saam met jou terugkyk na die ACL leeshoofterteks wat die vorige Sondag dan nou gebruik is in die prediking. En so 'n bietjie reflekteer daarop. Wat het by jou losgekom? Wat was jou gedagtes daaroor gewees? En op 'n Vrydagoggend dan so 'n bietjie vooruitkyk na die volgende naweek se teks wat ons gebruik. Jy gaan vir my vra, hoekom dit so? Die ACL leeshooftertekste is die tekste wat deur die hele land en deur die hele wêreld eintlik deur baie kerke, baie gemeentes gebruik word as die bepaalde fokusteks vir daardie week. En in die lig van die omstandighede met my kollega Barbara Marie wat weggaan en die werk wat baie meer gaan word vir ons, het ek gedink dis dalk 'n goeie manier om saam met jou ook 'n paar gedagtes te wissel vir my eie voorbereiding en my eie reflektering oor die Sondag se eredienste dan nou ook. As jou gemeente nie daarbey inskakel by die leeshoofterteks nie, geen probleem nie. Dis natuurlik mos nou maar net 'n teks wat ons oor nadink, want dit bly die woord van die Here, dit bly 'n boodskap van hom ook aan elkeen van ons. So dis my gedagte op hierdie stadium rondom die koffiekuiers. Ons sal sien hoe dit prakties uitwerk en ek sal dan na volgende week toe met jou weer daaroor kommunikeer. Hierdie week gaan ek vandag en Woensdag en Vrydag so 'n bietjie saam met jou kuier met 'n paar los gedagtes wat ek graag ook op my hart het. Dis 'n nuwe jaar, vriende. En daar's nuwe dinge wat moet gebeur. Dit was tyd vir my vir 'n nuwe bril, nadat my bril verlede jaar op die 19de Desember gebreek het in die kerk. En ek het besluit dis tyd om weer so 'n bietjie die baard korter te maak. Hy's nie af nie, hy gaan nie weg wees nie, hy gaan weer groei. So wees gerus daaroor of ontstel daaroor, hoe jy ook al daaroor voel. Ek wil graag vanmôre met jou uit Filippense 1, daar vers 9 en 10 saam lees. Wanneer Paulus die brief vir die gelowiges in Filippi skryf, en ons het al hierdie teks deurgelees, hierdie boek deurgelees, dan het hy hierdie gebed wat hy bid. Dan sê hy vir die gelowiges in Filippi: ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan, sê hy, sal julle op die dag wanneer Christus kom onberispelik en sonder blaam wees. Deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. En my liewe koffiekuier vriend, vriendin, dit is my gebed vir my en jou vir hierdie jaar ook. Dat ons regtig elke dag sal sê, ons liefde moet meer toeneem. Dat ons liefde al hoe meer sal toeneem. En op watter manier dan, sê Paulus vir ons, met 'n stuk begrip, met 'n stukkie fyn aanvoeling van wat is die omstandighede. Dis mos nou maklik om te sê jy's lief vir iemand. Maar as jy nie regtig met begrip vir daardie persoon se situasies en omstandighede met hom op pad kan loop nie, met haar 'n bepaalde verhouding kan bou nie, dan is daardie liefde ook nie heeltemal eg nie. Want dan moet begrip wees vir daardie persoon se omstandighede, sy unieke konteks, sy eie mens wees natuurlik dan ook. En saam met dit sê Paulus dan ook 'n fyn aanvoeling om te kan onderskei wat is die goed wat regtig belangrik is in die lewe. Ons gesels ander dag toe ons daar woon in Johannesburg was met vriende van ons en sê, ons is so besig met 'n klomp goed in hierdie lewe wat eintlik nie regtig sin maak of saak maak nie. Maar dat ons op 'n punt sal kom om regtig te kan sê, maar
As ek met jou engage, as ek met jou 'n pad loop, as ek met jou in 'n verhouding leef, wat is die goed wat regtig saak maak? En fokus daarop. Moenie op die klein goedjies wat 'n persoon doen waarvan jy nou nie hou nie, daarop heeltyd fokus nie. En ek preek vir myself natuurlik die meeste, want ek is baie vinnig krities om te sê, maar iemand doen nie 'n ding soos wat ek het graag sou wou gedoen gehad het nie. Ek kyk nou maar met die tyd wat die kinders by die huis was ook, jy weet, die gras wat in die huis ingestap word, die manier hoe hulle die skottelgoed was verpak, en dan voel ek, maar maak dit regtig saak? Want die verhouding waarin ek en daardie persoon leef, dis tog baie belangriker. Die liefde wat daar moet wees, die begrip vir daai persoon se omstandighede, dis waaroor dit regtig gaan. En dan gaan Paulus natuurlik verder en hy sê, as ons hierdie goed kan onderskei, as ons dit kan doen om so met liefde en begrip en 'n fyn aanvoeling te kan leef, dan sal ons op die dag wanneer Christus weer kom, sal ons reg wees, sal ons geheel en al in die regte verhouding met hom kan leef. Want dit is sy genade wat dit vir ons moontlik maak. En vriende, mag dit my en jou gebed wees vir hierdie jaar, dat ons elke situasie, elke oomblik van elke dag, voordat ons reageer, voordat ons iets sê, sal vra, maar wat toon my optrede nou van liefde, begrip en aanvoeling? En as jy dan nou enigstens twyfel oor jou optrede, as jy enigstens vra daaroor, dan wil ek vir jou sê, moet ek liewer nie doen nie. Soek iets anders om te doen. Mag ons met liefde leef. Mag ek en jy bid elke dag vir mekaar, julle vir my, ek vir julle, ons vir ons mense, dat ons sal toeneem in hierdie liefde, want dit is eintlik maar niks anders nie, as die liefde wat God vir ons het nie. Mag ek en jy in 2022 met goddelike liefde leef, liefde wat begrip het en 'n fyn aanvoeling het. Kom ons sit so dan, bid ons vanoggend saam. Vader, baie dankie dat ons ook in hierdie oggend kan stil word voor U, dat ons weer die woord kan oopmaak op hierdie manier, saam as koffiekuiervriende, en dat ons kan weet, U is by ons. U is elke dag van ons lewe, Here Jesus, in ons en by ons teenwoordig deur die Gees wat in ons en deur ons leef. En daarom is ons gebed vanoggend dat U ook in hierdie jaar, in 2022, vir ons sal begelei om regtig met liefde te leef. Teenoor mekaar, teenoor onsself dalk ook. En dat ons in hierdie liefde so sal leef, dat ons sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling oor die goed wat regtig saak maak, die goed wat 'n verskil maak in die lewe, en dat ons dit so sal doen dat U verheerlik word, ook in ons lewens. Dankie vir die wonderlike voorreg dat ons U mag aanbid. Vader, dat ons U mag ken as ons Vader, as ons Here, as ons God, en Here Jesus, dat U dit vir ons moontlik gemaak het deur U koms aarde toe, maar ook U kruisdood en die opstanding, en dat U deur die Gees ook in en deur ons leef dan elke dag. Seën vir ons op hierdie maandagoggend, en wil U gee dat U verheerlik word in ons lewens. Ons bid dit, Here Jesus, in U naam alleen. Amen. Ek hoop jou maandag is goed verder. Ek gaan net ook by die kerkkantoor 'n draai maak en dan maar die verrassing kry van wat alles nog op ons wag ook in die nuwe jaar. Maar ons sal mekaar dan woensdagoggend weer sien en vrydagoggend, en dan soos ek sê, volgende maandag sal ek met jou meer praat oor die formaat van die koffiekuiers dan verder vorentoe. Ek hoop jy het 'n lekker beker koffie en dat jy hom sal geniet. Mag jy weet dat God se liefde vir jou inderdaad elke dag oorweldigend vars en nuut is, veral ook in hierdie jaar. Geniet hom en mooi loop. Ons sien mekaar weer.